Nadat ons die eerste reeks nou klaar hanteer het, het ons tydjie gegee vir vrae om in te kom en die vrae soms so in groepsformaat by mekaar te sit is uit die aard van die saak baie gedetailleerd. So in groepsformaat is dit makliker om te antwoord en dalk so die eerste paar vrae wat ingekom het wat oorheersend is vrae soos identiteit, vrae oor 'n band van vertroue met myself, dit is 'n vraag wat nogal baie ingekom het, geestelike vrae het die aard van die saak baie ingekom en ek dink die een wat oorheersend is die vraag oor denke, wat emosie moet kan bestuur en hoekom ons sukkel al besluit ons met ons denke om ons emosie te bestuur, kry jy dit noodwendig altyd reg nie. So ek wil wegspring met daai gesprek, ek dink dit is die belangrikste gesprek wat 'n ou meer mense kan oplossings voorgee in terme van hulle uitdagings wat hulle het. Maar ek wil net vinnig 'n draai maak by vry om te leef en dis die doel van vry om te leef is dat ons hierdie selfontdekkingsproses moet deurgaan. Selfontdekking, wie is ek in my identiteit, my band van vertroue met myself, my verhouding met God, my denke, my emosie en om daai vryheid van keuse terug te kry om myself te kan bestuur. Uit die aard van die saak is die lewe mos maar uitdagend soos wat dit vir almal is in hierdie lewe. Ons het goeie tye en minder goeie tye, maar tog sien ek ook dat dit is asof sekere mense hulle self die reg toeëien om ander mense te klassifiseer soos 'n skaap. Hulle vat vir my en vir jou, dan klassifiseer hulle ons soos 'n skaap. Nou, dit is soos by 'n veiling, jy weet, hulle vat die arme ou skaap, jag hulle die skaap daar in die kraal in, en as daar nou een persoon wat daar staan, en dan bereken jy nou die skaap se voorkwart en agterkwart in hoogtes en dieptes en lengtes en breedtes en die hele bedryf, en dan maak hy nou 'n som totaal van die skaap en dan sê dis jou waarde. En dis wat die ander mense dan wat by die veiling is sê, ek koop dan die skaap vir daai waarde. So een ou bepaal die waarde van die skaap. Nou, by 'n skaap kan dit so werk. Ek en jy is nie 'n skaap nie. Ons hoef nie geklassifiseer te word nie. Ons het ons eie identiteit. Ons eie vryheid van keuse, ons eie oorwinnaarslewe wat ek en jy moet lei, maar ons moet dit ontdek, as gevolg van die druk wat die wêreld op my en jou sit. So ons is definitief nie in die skaapwêreld nie. Nou om hierdie selfontdekkingsproses deur te gaan, haal natuurlik hierdie veroordeling uit, vir wie ek is en wie ek mag wees op die einde van die dag. Dit haal die proses uit van reg en verkeerd, want dit gaan nie oor of ek en jy reg of verkeerd is, dit gaan of ons funksioneel leef. Dit gaan of ons die verskil kan maak in die toekoms, dis waar die lewe gaan. Reg en verkeerd gaan altyd wees, maar ons kan nie op reg en verkeerd konsentreer nie. Dit gaan ons absoluut insluk. En dit gaan ons dalk in 'n posisie sit waar ons toelaat om soos 'n skaap geklassifiseer te word en dalk glo dit wat die persone sê daar buite, die eksterne wêreld, soos ek dit beskryf het in die eerste reeks, dit wat die eksterne wêreld sê, en ek aanvaar maar dis wie ek is. Dis die waarde wat ek het in die samelewing. Vir my en vir jou om nie in daai struik te trap nie, moet ons die behoefte na behoort, wat ons begin het met die eerste reeks, ons natuurlike behoefte om te wil behoort, moet ons beter verstaan. Nou ek het vir jou gesê in die begin dat ons het 'n behoefte na behoort en dit is ons primêr belangrikste behoefte en daaruit kom besluitneming en ek en jy maak besluite omdat ons wil behoort. Juis omdat ons nie 'n skaap wil wees nie. Maar in hierdie kategorie van om te wil behoort, het jy deur 'n proses gevat waar jy identiteitsontwikkelingsfase deur is met jou ouers, karakterontwikkeling fase deur is 'n tiener saam met jou ouers bietjie emosioneel ontgroei het in hierdie proses, en vandag is jy 'n volwassene, en die volwassene balanseer twee wêrelde. En daai wêreld is 'n identiteit wêreld en 'n karakter wêreld.
'n beeld wat ek het van myself en 'n beeld wat ek uitleef na die wêreld. Maar hier is die verdere uitdaging wat ek in jou het. Die verdere uitdaging is, die beeld wat ek het van myself as mens, voed my behoefte na behoort. Maar die eksterne wêreld, die karakterwêreld, die beeld wat ek uitleef na die wêreld toe daar buite, dit voed ook my behoefte na behoort. Maar die een is 'n stabiele vorm, die identiteitswêreld is 'n stabiele vorm waarin ek en jy onsself bevind. Daai bloudruk in ons lewe wie ons glo ons is, en as ek en jy daai stabiele bloudruk het in ons lewe wie ons glo ons is nie 'n skaap nie. Wanneer ek en jy glo in daai stabiele bloudruk, dan kan ek en jy natuurlik na die eksterne wêreld toe die beeld leef van 'n stabiele mens wees. Ek dink vir 'n oomblik as jy deur jou identiteitontwikkelingsfase as 'n kind tot en met puberteit, einde laerskool, hoërskooljare ingegaan het, jou karakterwêreld baie meer vervolmaak het, en jy het nie regtig jou identiteit gevind nie. En jou behoefte na behoort word nie in jouself vervul nie, in jou identiteitswêreld, wie jy glo jy is nie. Ja, dan is dit vir die brein eintlik maar 'n maklike besluit, hy beweeg na die tweede wêreld toe, en dit is die karakterwêreld, wat hy ook die behoefte na behoort vervul kry, maar dis waar ek en jy die fout maak. Want ek en jy leef 'n beeld uit na die wêreld toe, en dan gee hulle vir ons inligting terug. En as daai inligting nie my behoefte na behoort vervul nie, en ek kan dit ook nie in my identiteitswêreld vervul nie, dan is ek in die moeilikheid. Want dan raak ek 'n emosionele slaaf van die opinies, die invloed, en dan die kritiek, die negatiewe kritiek van die wêreld. Dan is ons 'n skaap. Dan het ons nie 'n keuse nie. Dan is ons keuse weggegee, ons het hom verkoop, ons het hom verkwansel, wat ook al ons dit wil noem, op die einde van die dag. So ek wil terugkom by die proses van denke en emosie, en die denke en emosie uitdaging lê, hoe dink ek oor myself, voor ek dan kan voel oor myself, maar hoe dink ek oor die eksterne wêreld, en wat se emosies ervaar ek van die eksterne wêreld. En as ons daai balans nie reg kry nie, dan het ons 'n bietjie van 'n uitdaging.